Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. En ja, ons gaan voort met Jesaja 30 vanaf vers 20. My Heer sal vir julle brood van kommer en water van verdrukking gee. Maar dan sal julle groot leermeester om nie meer vir julle verberg nie. Julle eie oë sal julle groot leermeester sien. Met julle ore sal julle 'n woord agter julle hoor. Hier is die pad, gaan daarop. Wanneer julle regs of links wil hou, dan sal julle die plaatwerk van julle silwer afgodsbeelde en die bedekking van julle vergulde gegode beelde onrein verklaar. Julle sal dit weggooi as iets wat besoedel is. Gemors sal jy daarvoor sê. Hy sal reën gee vir jou saad wat jy in die grond saai, en die opbrengs van die grond sal voedsel wees. Dit sal geil en vet wees. Jy sal jou vee op daardie dag laat wei, 'n uitgestrekte weiveld. Die beeste en donkiehingste wat die grond bewerk, sal goeie voer eet. Voer wat uitgewan is met 'n houtgraaf en gaffel. Op elke hoë berg en elke verhewe heuwel sal daar leifore en watervore wees op die dag van die groot slagting wanneer torings val. Die lig van die volmaan sal wees soos die lig van die helder son, en die lig van die helder son sal 7voudig wees, soos die lig van 7 dae, op die dag wanneer die Here die gebreekte plekke van sy volk verbind, en die wonde wat hy toegedien het, genees. Geliefdes, watter ongelooflike gedeelte. Ja, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges sal ons nou definitief hierdie interpreteer van julle groot leermeester as die Here Jesus, dat dit daarin vervul is en dat God homself as die groot leermeester dan nie meer verberg het nie, maar geopenbaar het, en as hulle sê, met julle eie oë sal julle die groot leermeester sien, en met julle ore sal julle woord hoor. Dit het gebeur. Maar dan in die ongelooflike trooswoord, in vers 26, die dag wanneer die Here die gebreekte plekke van sy volk verbind, en die wonde wat hy toegedien het genees. Ja, wonde wat hulle eie sonde oor hulle gebring het. Maar omdat hulle die groot leermeester volg, gooi hulle alle afgodsbeelde weg. So mooi hulle gooi het weg en sê, man, dis gemors hier, hoekom het ons dit aangehou? Hoekom volg ons dit? Vandag nog is die enigste genesing in ons Here Jesus Christus. Die genesing vir ons wonde en ons gebreekte harte en ons gebreekte plekke word net daardeur verbind. So vriende, ons nooi uit vandag ons erediens vanoggend in Wenen, ons het 'n kinderdiens. Kom beleef dit saam met die kinders. Ook 10:00 ons diens in Eskort en dan vanmiddag 5:00 ons diens in Mooirivier. Kom en beleef hoe die Here self wonde genees. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, ek wil bid dat U self ons harte sal aanraak en dat ons mag beleef hoe U wonde genees. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.